Alright, derde graadse polinome het ons nodig vir die hoofstuk van differentiasie om derde graadse funksies te skets. Eerste ding wat ons gesê het is, ons kan derde graadse polinome faktoriseer met 'n gemene faktor of 4 terme of die som en verskil van derde magte. Ek herinner jou hoe dit werk. Jy maak 'n klein hakkie en 'n lang hakkie. As daar 'n plus is, dan is die tekens plus minus plus. Nou is ek klaar met die tekens. In die eerste plek gaan die derde magswortel van elke term. Dan in die eerste plek in die tweede hakkie kwadreer ek die eerste ene, dan sit x kwadraat. En in die laaste plek kwadreer ek die 3, dan sit 9. In die middel kom daai 2 in die eerste hakkie gemaal met mekaar. So daai 2 gemaal met mekaar is 3x. Okay. Dan by die volgende ene is daar 'n minus. Dis weer klein hakkie, lang hakkie, minus plus plus. Hierdie het ons al in graad 10 geleer. 125x tot die mag 3 is 5x. Se derde magswortel is 5x en 8 se derde magswortel is 2. Nou van hier na daar kwadreer ek, so dis 25x kwadraat. En van na die laaste term toe kwadreer ek, so dis 4. En die middelterm is daai 2 gemaal met mekaar. 5x maal 2 is 10x. En dis al wat ek hoef te doen, ek hoef nie te worry oor die tekens nie, want hy's klaar reg. Right, nou, die resstelling het ek ook nou verduidelik. Ek het gesê, wanneer 'n polinoom f van x deur ax plus b gedeel word, dan is die res f van minus b op a. So ek vat die ander teken. So as dit 'n faktor is, daai ax plus b, dan is die res f van minus b op a. Ek moet letterlik minus b op a instel in die funksie f in, né? Nou, wat beteken dit? Dit beteken daar gaan getalle wees in a en b se plek. So kom ons kyk na hierdie voorbeeld. Ons het gesê, as ek kyk na hierdie funksie f van x, is gelyk aan x tot die mag 3 plus 5x kwadraat minus 6x plus 3, gedeel deur x plus 1. Okay, so wat is daai x plus 1 se minus b op a? Okay, so sy a-waardes, dit wat voor x staan, is 1 en sy b-waarde is 1. Okay, so dis minus 1 op 1 wat minus 1 is. Dit moet ek gaan instel by die funksie. F van minus 1, dan kry ek die res is 13. Wat beteken 'n res nou weer? Dit beteken dit wat oorbly nadat ek met dit gedeel het. So as ek wil sê 8 gedeel deur 6, dan is dit 1 res 2, want 6 gaan in 8 in 1 keer en 2 bly oor. En 8 gedeel deur 8 het 'n res van 0, nê? So as ek dan vir my res 'n 0 kry, dan is daai ding waarmee ek gedeel het, ax plus b, 'n faktor van daai funksie. Right. So, kom ons kyk hoe gaan ons hierdie gebruik. As ek vir jou vra om iets te faktoriseer, kom ons begin eers met faktoriseer. Vir faktorisering het ek faktore nodig, want dit is waaroor dit gaan, nê? Onthou gou weer, as ek wil faktoriseer, dan maak ek hakkies, nê? So kom ons begin gou by hierdie tweede ene eers. Ons begin hier by nommer 2. Okay. So as hulle vir my sê ek moet daai ding faktoriseer, dan gaan ek eers sê, kom ons sê f van x is gelyk aan daai hele ding wat hulle vir my gegee het. So ek maak hom gelyk aan f van x. Okay. Dan gaan ek daai heel laaste term, so hierdie is in die vorm ax tot die mag 3 plus bx minus cx minus d of plus d. Okay, so daai d-waarde 24 se faktore gaan ek nou gaan neerskryf. Hy het nogal baie. Okay, so 24 se faktore, kom ons maak 'n side note hierbo van 24 se faktore is plus of minus 1, plus of minus 2, plus of minus 3, plus of minus 4, al daai goed gaan in 24 in. Plus of minus 6, plus of minus 8, plus of minus 12, en plus of minus 24. Okay. So die eerste ding wat ek doen is, ek gaan skryf die faktore van daai laaste een neer. Nou gaan ek 'n faktor gaan raai. So ek gaan piek een van daai. Gewoonlik begin ek by die lekker lae getalle, by minus 1 en 1, minus 2 en 2, en ek gaan probeer, watter een is 'n faktor? Hoe gaan ek dit nou weer kry? As ek gaan kyk, kom ons stel gou-gou in, byvoorbeeld
Kom ons stel in minus 1. Nee? Kom ons stel dit eers in, dan kyk ons of dit werk. Yes? Dit moet, ekskuus, ja, ek moet dit verander. Dankie, 5x kwadraat. Hoppa, daar kort 'n kwadraat, ek gaan hom nou rooi merk, het jy sien? Daar kort 'n kwadraat. So kom ons gaan stel gou net 1 in die plek van x, sonder om dit neer te skryf. Ons gaan try dit net gou so in ons koppe, né? So ek gaan sit nou, by elke plek waar daar x is, gaan ek nou 'n 1 insit, dan kyk ek sommer of kry ek 0. 1 tot die mag 3 is 1 plus 5, daai met 'n kwadraat hê, ekskuus, ek gaan nou net weer daar 'n kwadraat bysit. 1 plus 5 maal 1 is net weer 5, so dit is 6, minus 2, minus 24, nee, dit gaan definitief nie vir my 'n 0 gee nie. Okay? So kom ons raai iets anders. Jy kan enige een van daai faktore wat daar bo is, positief of negatief, kan jy gaan raai. So ek raai, kom ons vat vir 2, né? So kom ons sê, ek stel 'n 2 in, dan kyk ons wat gebeur. 2 tot die mag 3 plus 5 maal 2 kwadraat minus 2 maal 2 minus 24. Kom ons kyk wat kry ons. 2 tot die mag 3 is 8. Jy kan hierdie natuurlik met jou sakrekenaar doen. 8 plus 20 is 28, minus 4, minus 24, daar kry ons 'n 0. Okay, so wat sê dit vir ons? Dat x minus 2, ja, x minus 2, so ek vat die teenoorgestelde teken van dit wat ek invervang het. Kyk gou weer, ek wil graag een van 24 se faktore invervang, sodat ek 0 kry. Okay, want dit beteken hy is 'n faktor. Maar as ek 2 gaan instel het, dan was sy faktor eintlik x minus 2. So ek vat die teenoorgestelde teken van dit wat ek daarin vervang het. So dit wil sê, x minus 2 is 'n faktor. Miskien het jy vir minus 3 of minus 4 probeer, dan sou dit ook vir jou 0 gegee het. Okay, want dit gaan ook faktore wees op die einde. Maar kom ons kyk hoe kom ons daarby uit. Nou, sodra jy een faktor het, dan gaan skryf jy nou right. Ek gaan hom nou verder vat. F van x is gelyk aan x minus 2 in die eerste hakkie. Amper soos wat ons nou, dit gaan nou amper lyk soos wat ons nou 'n som of verskil van derde magte gefaktoriseer het, né? Ek gaan hê 'n kort hakkie en 'n lang hakkie. In die lang hakkie gaan x kwadraat en x en konstante in hê. In die kort hakkie gaan net x in 'n getal in hê. Presies soos ons gehad het. Kom ons kyk gou weer hoe dit gelyk by die derde magte. Daar was 'n kort hakkie en 'n lang hakkie. Die kort hakkie het net x plus 'n getal gehad, die ander ene was in die vorm ax kwadraat plus bx plus c. Okay, so ons gaan dit soek, né? Nee. Nou, hierdie is 'n bietjie van 'n uitfigure game. So, ek wil graag hê, as ek faktorisering terug uitmaal, kry ek weer die oorspronklike vergelyking, né? Nee. So, ek wil nou graag by x tot die mag 3 uitkom. So, nou gaan ek so. Kyk na my gekleurde pyle wat ek vir jou wys. Ek gaan nou sê, ek begin by x, en ek wil graag hom maal met ietsie om by x tot die mag 3 uit te kom. Waarmee gaan ek hom maal? X kwadraat. Okay? En dan vat ek die laastes en maal hulle met mekaar. Die laastes met mekaar gemaal, moet vir my negatief 24 gee. So, minus 2 maal wat gaan vir my minus 24 gee? Plus 12. So, dis nou dieselfde metode as voor. Dis nie dieselfde een nie. Nou gaan ek probeer nou uitfigure, as ek daai f van x gaan deel het met x minus 2, wat gaan oorbly? Dis is om 'n gemeene faktor uit te haal. Want ek het nou gesien, hierdie is 'n faktor, maar dit werk nou 'n bietjie anders. Okay, so eerstens vat ek die eerstes met die eerstes en die laastes met die laastes, né? Nee. Nou, ons weet dat daai middelste term, né, nee, is die ding wat gaan moet optel na die x kwadrate toe. Ek gaan net gou daai rooi uitvee daar. So, luister mooi. Daai middelterm moet optel na my 5x kwadraat. So hier is wat ek doen. Kyk nou weer na my pyle. Wat ek nou gaan doen is, ek vat die middelste 2 en dan
die twee net langs hulle. En hulle twee bymekaar getel moet gelyk wees aan 5x kwadraat. OK, waar kry ek daai 5x kwadraat? In my oorspronklike vergelyking. Nou kom ons figure dit gou uit. Hier sou ek dit uitfigure. Ek sê minus 2 maal x kwadraat gee vir my minus 2x kwadraat. So nou skryf ek dit daar, minus 2x kwadraat. OK. Wat gaan ek kan bytel om by 5x kwadraat uit te kom? 7x kwadraat, nee, plus 7x kwadraat. Maar ek gaan x maal met iets om by 7x kwadraat uit te kom. So dit gaan wees 'n 7x. OK, vir wie moet ek daai stukkie herhaal? OK, so, om daai middelterm te kry, vat ek daai twee wat aan mekaar raak, en die twee net langs hulle. OK, sien jy my pyltjies, my perslyne, né? OK, daai twee goed, is die wat vir ons die x kwadraat term gaan gee in ons oorspronklike vergelyking. OK, so ek gaan sê, as ek daai met mekaar maal en by mekaar tel, dan moet ek die antwoord kry van 5x kwadraat. OK, so ek gaan minus 2 maal met x kwadraat, gee vir my minus 2x kwadraat. Ek wil graag uitkom by 5x kwadraat, plus 5x kwadraat. Hierdie plus en die gelykaan moet bietjie omruil, sorry. OK, so, ek wil graag hê dit moet uitkom by plus 5x kwadraat. Nou vra ek myself, waarmee moet ek hierdie x maal om iets daar te kry wat ek plus 7x kwadraat kry, want my antwoord moet plus 5x kwadraat wees. Ek het nou al klaar minus 2x kwadraat, ek moet 7x kwadraat bytel om by my antwoord te kom. Waarmee gaan ek maal? Ek het klaar 'n x, ek moet nog maal met 'n 7x. Dan is ek daar. OK, so sover het ek so gefaktoriseer. F van x is gelyk aan x minus 2 en dan in die ander hakkie x kwadraat plus 7x plus 12. Maar daai tweede hakkie kan nog verder faktoriseer, né? OK, so, dan gaan ek aan. Ek sê, dit bly x minus 2 en daai tweede hakkie kan faktoriseer as twee hakkies. Die faktore van 12 wat ek kan by mekaar tel om 7 te kry is 4 en 3. So daai is my 3 faktore. OK, en hierdie storie gaan elke liewe keer werk wat ek nou net gedoen het. OK, daar's ander klein metodes wat jy aan die kant kan doen. Wat ek nou met jou oor gaan praat by nommer 1. OK, maar waarby wil ons eintlik uitkom? As ek nou vir jou gesê het, hierdie is gelyk aan 0, hoe gaan jy vir x oplos? As ek gesê het, f van x is gelyk aan 0, so sê nou maar ek het 'n 0 gehad, aan hierdie kant van die is gelyk aan. Hoe gaan jy dit oplos? Jy kan elke liewe een van daai hakkies gelyk aan 0 stel, nê? So dan kry ons 3 antwoorde vir x. En dit maak sin, want as ek begin het met 'n x tot die mag 3, moet daar 3 antwoorde wees vir x. 3 wortels vir die vergelyking. OK, so dit is wat ons nou gaan doen.